Meer as 'n bemoediging vandag wil ek jou waarsku dat jy nie Jesus verkoop vir 'n sakkie geld nie. Weet ek lees laasweek in Matteus 28 met Jesus se kruisiging en sy begrafnis in die graf in en sy opstanding, wat eintlik daar gebeur het, en toe tref dit my dat baie mense vandag Jesus verkoop vir 'n sakkie geld en hulle weet dit nie eers nie. Jy sien, net nadat Jesus in die graf gesit is, onthou die fariseërs dat hy gesê het hy gaan opstaan na 3 dae, en hulle het onmiddellik na Pontius Pilatus toe gegaan en vir hom gaan sê, daai ou het gesê, Jesus het gesê, hy gaan na 3 dae opstaan, so kan ons wagte by daai graf kry, sodat sy disippels nie kom en sy liggaam steel en dan sê, Jesus het opgestaan nie. En Pontius Pilatus het gesê, dis 'n great idee, kom ons stuur wagte daartoe. Hulle stuur die wagte daartoe, en as jy verder wil lees, kan jy Matteus 28 gaan kyk. Die Bybel sê, Maria Magdalena het daar aangekom, en gesien dat hierdie graf toe is, en die volgende oomblik het 'n engel op daai graf neergesak, soos blits en donderweerstrale. Die wagte daarso, sê die Bybel, was so geskok dat hulle soos dooie mense omgeval het, en die engel het op hierdie klip gaan sit en gesê, ons weet julle het gekom om vir Jesus te kom kry, maar hy is nie hier nie, hy het opgestaan, hy lewe vandag. En die wagte het teruggehardloop en gaan sê wat hulle gesien het, dat Jesus nie meer in die graf is nie, dat 'n engel afgekom het en die graf weggerol het. En die fariseërs het die wagte betaal om vir mense te sê dat die disippels Jesus se liggaam gesteel het. Die fariseërs het die wagte betaal om nie vir mense te sê dat Jesus lewe nie. Die betaling was nie om stil te bly nie. Die betaling was om die storie te verdraai. En die Bybel sê tot vandag toe, glo die Here nog, dat die disippels Jesus se liggaam gesteel het. Nou kan jy dink hoeveel mense vandag in hulle werke is, en hulle bly maar net stil oor die evangelie, want netto verloor hulle werk. En dis presies dieselfde ding, dat daar mense vandag is wat sê, as ek my werk verloor want ek praat oor Jesus, dan het ek nie meer geld nie. So hulle kies fisiese salaris, en dan stil te bly oor Jesus. Hulle kies 'n salaris bo om vir ander mense te vertel dat Jesus vandag lewendig is. Hulle kies geld en dan eerder stil te bly oor die goeie nuus dat die graf leeg is. En ek wil jou vandag waarsku dat Jesus se naam altyd op jou lippe sal wees, ongeag wat die prys is wat dit jou gaan kos. Jesus het gesê, as jy hom wil volg, moet jy die koste bereken. As jy nie die koste bereken nie, is soos 'n man wat 'n huis wil bou en nie sy koste bereken het nie. Hy gaan net bou tot by die fondasie en raak sy geld op, dan gaan almal vir hom lag. Dit kos jou iets om Jesus te volg. Dit kos jou eie lewe neerlê, omdat syne meer belangrik is. Ek wil jou vandag aanmoedig, dat as jy in 'n werksposisie in plek is, en jy weet daar's 'n brandende begeerte in jou om iemand van Jesus te vertel, doen dit, ongeag wat ook al die prys kan wees. Ek het nou eendag vir 'n vriend gesê, wanneer God 'n venster toemaak, dan is dit omdat hy 'n deur oopmaak. En baie keer verloor ouens hulle werke ten koste van die evangelie, maar dis maar 'n venstertjie wat toe gaan. Daar's 'n groter deur wat vir jou gaan oopgaan. Die naam van Jesus moet altyd op jou lippe wees. Die naam van Jesus moet altyd 'n belydenis wees. In Handelinge 1 vers 8 sê die Bybel dat die Heilige Gees op jou gaan kom en jou gaan bekragtig sodat jy 'n getuienis kan wees wanneer hy op jou gekom het. Die Heilige Gees bly nie in jou net dat jy sê ek het die Heilige Gees nie. Hy bly in jou dat jy heilig kan leef, en hy bly in jou dat jy 'n getuienis kan wees. Hy sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal jy krag ontvang om 'n getuienis te wees, Handelinge 1 vers 8. In Judea, Samaria en tot die eindhoeke van die aarde. Nou, waar ook al jy nou is, Appington is die eindhoeke van die aarde. Keimoes, De Aar, Johannesburg, dis die eindhoeke van die aarde vir iemand anders. Jy moet besluit, gaan jy getuienis vir Jesus wees, of sal jy eerder salaris verdien? Watter een is jy? Dis die keuse wat jy moet maak. Nou, ek sê nie, gaan rondspring op tafels, as jy voel, dis wat jy moet doen, go for it. Maar ek wil vir jou bemoedig om nie stil te bly oor die goeie naam en die mooi naam van Jesus, en dat hy graf leeg is, dat hy vandag lewendig is, en 'n verhouding met almal wil hê wat asemhaal nie. Jesus, ek dank U vandag, dat U vir ons wysheid sal gee. Die woord sê, wise as a serpent, harmless as a dove. Dat U vir ons wysheid sal gee, in wat ook al area en situasie wat ons is in ons lewens, ons nie skaam sal wees vir die goeie nuus nie. Paulus sê, hy is nie skaam vir die evangelie nie, maar dis die krag van God tot redding. En ek dank U, Jesus, dat ons nie skaam sal wees vir die mooi naam van Jesus nie, dat ons nie U naam sal ruil vir 'n salaris nie, dat ons nie stil sal bly en 'n ander storie sal spin vir 'n salaris of vir geld nie. En as ons in bediening is soos ek, Here, dat ek nooit ooit by 'n punt sal kom waar ek geld sal vat om 'n ander storie te vertel nie, maar dat U naam altyd die naam op my lippe sal wees. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.